Kinders, julle is sommer hier voor, klaar, reg, gereed, slaggereed. Baie welkom aan julle kinders ook. Ken julle kinders nog die liedjie Visvang vir Jesus? Ken julle hom? Kom ons gaan hom lekker saam sing vanmôre. Visvang vir Jesus, visvang vir Jesus, visvang vir Jesus elke dag. Met die Here aan my kant en die Bybel in my hand. Visvang vir Jesus elke dag. Hoe vang 'n mens vis? Hoe maak 'n mens as mens sê visvang vir Jesus? Visvang vir Jesus, visvang. Gaan ons dit doen? Kan julle vir ons saam wys? Okay. Visvang vir Jesus, visvang vir Jesus, visvang vir Jesus elke dag. Met my Here aan my kant en die Bybel in my hand. Visvang vir Jesus elke dag. Nog een keer. Visvang vir Jesus, visvang vir Jesus, visvang vir Jesus elke dag. Met my Bybel in my hand en die Here aan my kant. Visvang vir Jesus elke dag. Daar's dit. Ek het vanmôre vir julle 'n videoetjie. Nou weet ek, julle hou mos van daarvan om na video's te kyk, nee. Wie van die kinders hou van video's kyk? Ek het net so kort videoetjie, net so klein videoetjie wat ek vanmôre vir julle wil wys. En ek gaan gou vir die Magda vra dat sy vir ons speel. Julle moet mooi kyk. Die ding wat die mense sien net daar op die videoetjie. 'n Eiertjie, nee, ons het 'n eier op 'n blaar gesien. En toe kom daar 'n toe daar word 'n wurm uitgekom en hy word groter, nee. Julle wie van julle het sy wurms gehad? Al sy wurms gehad, miskien nie nou gehad nie, maar. En toe het hy 'n mot geword. Ja, hierdie was nou 'n vlinder. Maar jy is heeltemal reg, 'n skoenlapper wat uitkom uit die kokonnetjie uit, nee. So ons sien hoe 'n eier verander in 'n wurm en 'n wurm eet en wie van julle het al 'n paar keer die julle hand opgesteek vir suiwers. Moes julle vir hulle baie blare gee om te eet, nee. Daai goeders kan hulle maar vir jou vreet, hoor. Jy moet pluk en elke dag nuus, want jy hou nie van die ou blare nie. Dan moet jy elke dag nuwe blare vir ingee. En as jy weer sien, is daai ou klein wurmpie wat soos 'n spikkeltjie was, word net so 'n groot wurm. En dan spin hy homself toe in 'n kokonnetjie. Nou hierdie is nou 'n ander tipe ene wat ons nou hier gesien het. Hier is nou 'n skoenlapper. Ek dink hulle noem dit 'n monarg skoenlapper. En dan uit daai groot wurm, dan gaan spin hy homself toe of hy maak homself in 'n kokon en dan kom daar 'n verskriklike mooi vlinder uit. Ek het so 'n bietjie gaan oplees oor die vlinders. Daar's 'n vlinder, hulle noem hom blue something. Ek is nie eens meer seker wat die naam is nie. Maar hulle sê dis die mooiste skoenlapper. Hy's amper so groot soos 'n mens, 'n groot man se hand. As jy hom so hou, hy's net so groot skoenlapper, maar hy's blou, so 'n verskriklike mooi blou skynsel op sy vlerke. Maar die blou is daar nie van kleur nie. Dis die lig
wat het so klein skippe op sy vlerkie, en as die lig daarop skyn, dan reflekteer hy hierdie lig, dan word dit blou. Maar as jy mooi daarna kyk, dan is dit eintlik bruin of swart, daai skibbe. Ongelooflik wat gebeur met daai vlindertjie. Hoekom vertel ek vir julle hierdie storie? Ons het verlede week, het ons stil gestaan, het ons gepraat oor toe die Here met Nikodemus gepraat het. En Nikodemus het vir die Here gevra, vir Jesus gevra, wat moet ek doen om die ewige lewe te hê? En toe sê Jesus vir hom, as jy nie weer gebore word nie, sal jy nooit in die koninkryk van die hemel kom nie. En toe vra Nikodemus vir Jesus, beteken dit nou, ek moet nou weer 'n babietjie word, en ek moet nou weer teruggaan in my ma se maag, en weer die hele proses oordoen? En toe sê Jesus vir hom, nee, jy verstaan verkeerd. Jy moet geestelik weergebore word. Jou hart en jou gedagtes moet nie gebore word. En as dit nie met ons gebeur nie, en dit is hoekom ek nou vir julle die videoetjie van die vlinder gewys het, om vir julle te wys dat daar moet in ons elkeen se lewe moet daar verandering plaasvind. Die Here wil ons nuut maak. Van daai wie hou van wurms? Wie van die groot mense hou van wurms? Dis nie 'n mooi ding nie, nee, so jaggie. Pas op vir daai brandwurms met daai lang haartjies, want hulle maak nogal seer. Maar 'n skoenlapper is 'n mooi ding. Almal hou van skoenlappers. Dis mooi om na te kyk. En die Here wil hê dat ons lewens ook so moet wees. So ons moet elkeen in ons lewe toelaat dat die Jesus kom en ons kom nuut maak, dat hy ons kom verander. En as ons nie nuut word nie, soos 'n skoenlapper uiteindelik nie, dan gaan ons die ou wurmpie bly wat ons was. En julle weet wat gebeur met wurms, en hulle word deur die voëls opgeëet. So, ons wil nie daar wees nie. Ons wil nie in die ou sondige wêreld vasgevang word nie. Ons wil wees wat die Here wil hê ons moet wees. Ons moet mooi vlinders wees. Maar dit kan net gebeur as die Heilige Gees ons hartjies en ons lewens kom nuut maak.